Goeiedag in en om Hoofveld. Hallo almal. Yes, okay, kyk, so ek hoef nie dit meer te verduidelik dat die Baliefees is letterlik nou hierso. Ja, so Dit môre ry ons. Ja, so lekker aan die gang, besig met laaste reëlings. Yes. Maar ons wil iets baie spesiaals met julle deel met hierdie episode. Ja, so nou die dag toe ons gepraat het van name wat altyd opkom in die Baliefees. Ek meen Judith was nou obviously, maar daar's een naam wat ook verskriklik belangrik is en wat eintlik die idee gehad het van hierdie en dit regtig op die been gebring het. So ons wil gou-gou 'n bietjie vir julle voorstel aan Philip Breed, maar almal noem hom Fanta. Daar's actually op hierdie episode gaan hy verduidelik hoekom. So ja. Ja. So geniet dit en ontmoet vir Fanta. Kom ons kyk gou-gou wat hy sê. Amazing persoon, amazing hoof en Amazing leier en amazing pa. Kruip absoluut in almal se harte in. So kom ons kyk gou-gou. Ek is Philip Breed, alias Fanta Breed. Ek het in standaard 6 in Ermelo Hoërskool was ek die seremoniemeester van Huis Veldman gewees en ek moes myself voorstel omdat ek nie wou rugby speel nie. Het hulle nooit geweet ek kan rugby speel nie. Toe het ek meer in musiek begin en cricket gespeel en toe sit hulle my op 'n dieet kortweg. Ek kry geen kos nie totdat ek die dag besluit ek wil eet. Totdat ek wil besluit ek speel rugby. Aangesien ek in die laerskool nogal groot rugby gespeel het en toe doop hulle my een middag van te veel eet en te min dinges. En op die einde het hulle in die groentjies konsert, moes ek sê, want ek mag ons nou nie vloek nie. Goeienaand dames en here, appels en pere en so 'n hele lang lys van 10 minute lank van groet, moes ek sê ek is Fanta. Van te veel eet en te min hardloop toilet toe. So en toe was ek 18 jaar daar, het musiek gegee en ek was daar in hulle bemarking, personeelbestuur en HR en al die lekker dinge gewees. En in my orkes het vir 6 jaar na mekaar die SA's gewen, 3 keer derde in die wêreldkampioenskappe gekom, gerank gewees in die wêreld. En toe in 2013, 2012 was ek bietjie siek en toe besluit ek na dit ek gaan skuif, toe het ek aansoek gedoen hierso by Belfort en hulle het besluit dat ek goed genoeg is om hiernatoe te kom en dit was vir my regtig 'n amazing era gewees. Van 2013 1 Mei het ek hier ingestap en ek het gevoel ek kan iets hier vir die gemeenskap beteken. Ja, so die eerste dag toe ek hier aangekom het vir my onderhoud, kan ek onthou ek in die gang afgestap het, maar ek het niks opgelet nie. Want jy is mos nou op jou senuwees en jy wonder wat mense gaan dink en goed. Maar die dag toe ek hier begin het, die 1 Mei, dan ek 'n maand voor die tyd al gekom met die onderwysers onderhoude te hê en te kyk wat aangaan. En daartoe sien ek eintlik wat 'n kleurryke tradisie die skool het. En nou met die navorsing van die 70-jarige Unie, wat eintlik baie interessant is, die heel eerste klas in die skool is al in 1923 gegee. In 'n klein gebouetjie en dit was eintlik die heel eerste klas, maar in 1956 was die skool vir die eerste keer geopen amptelik deur die departement. So ek deur die gang stap en ek sien al die soos meneer Jordaan en noem hulle en meneer Viljoen, dan dink ek vir myself, dis eintlik formidable mense wat hier was en wie se voetspore ek moet volstaan. En met die reunie is ons besig om 'n hele ding, 'n tribute show aan mekaar te sit. En die naweek toe sien ek wat daai mense gedoen het en waar die skool begin het. En toe dink ek sal my sokkies bietjie meer moet optrek om te kyk waar ons was in die lewe. My personeel werk hard en ons is regtig die ligpunt in Belfort. En dis my beskeie opinie. En ons laerskool staan ook bekend as ligpunt en ligpuntjie is die kleuterskool wat ons het, en dan die hoërskool is dan gekombineerde skool Belfort. Ja, so kultuur, so jy agterkom, is vir my regtig 'n passie in my lewe. Dis eintlik jammer dat my skool nie so groot is in kultuur tans nie, maar dis hoekom ons besluit het om wel 'n fees daar te gehou het. So in my jonger dae het ek vir die nasionale jeugorkes gespeel, vir die nasionale sinfonieorkes, wat toe nog die Transvaal Filharmonies was, wat gekombineer was met die SAIK orkes. So my lewe het letterlik oor musiek gegaan in my lewe. En dis nogal eintlik weird om hier in 'n hoofpos te sit wat eintlik 'n musiek gekwalifiseerde is en nie noodwendig in 'n ander vakrigting is nie.
Maar dit is vir my amazing om eintlik kinders te help en te dink 'n mens moet gebalanseerd wees. So my skool kan nogal vir my vies raak as ek vir hulle sê, ons het 'n revue hierdie jaar en niemand word verskoon nie. So elke kind van die kleuterskool tot in graad 12 is verplig om deel te neem. En dit is nie spesifieke onderwysers of ouens wat ons inkry om hulle af te rig nie. Elke onderwyser het sy registerklas en hy moet daai kinders afrig. Ek glo as ek wil musiek maak waar ek 'n reserve simbaalspeler in stad 6 was en Erno Hoërskool se kadetorkes kan enige mense doen. Hy moet net 'n liefde vir musiek hê. Maar met die fees wat ons toe begin het bekend gestaan as die Gekombineerde Skool Belfort se musiekfees. En ons het eers 2 jaar terug of 'n jaar terug besluit op die Baliefees. So in 2014 was ons heel eerste fees in Mei maand gewees en toe dit eintlik amper uitgereën. Maar ons het so lekker gepartytjie dat die aand 12 uur toe die stage ligte uitskop van al die reën en al die musiekgoed wat vol water is, toe het Yuri van Cool Music Productions gesê, nee gits, nou gaan ons alles opneek, so kom ons stop nou maar eerder. So almal het toe in die tent wat as die biertuin eintlik bekend gestaan het, gesit en heerlik sherry gedrink en die fees geniet. En nou in 2026 wat nou ons 13de jaar is, het die fees letterlik van 300 mense gegroei na oor die 5000 mense. En ons is baie entoesiasties daaroor. Ek weet mense raak baie geïrriteerd met ons omdat ons die koerante vol is en sê is daar niks anders as die Baliefees wat geadverteer word in die Belfort Herald nie of Herald nie. En die onderwysers en almal is al 'n bietjie in hulle kele op vir dit, maar ek moet sê met Jude wat daar is, wat hierdie amazing mense is en hierdie amazing ding aan mekaar slaan en sy jare in die musiekbedryf was en weet hoe fees te werk, doen alles amper op 'n eie. Ek is net daar om te kritiseer en te help wat kan en te motiveer. Het sy al November, Oktober begin en ek en sy het so Saterdag aand tot 1:30 die oggend gesit en werk na 'n dag van sport om nog die finale goed te kry. So ek weet nie hoe maak sy dit met haar klasse en matriek en nog die feesreël en met die hoof met al sy tiradetjies en goeders te kan uitstaan nie. So ons is baie trots op die fees. En altyd na die fees is almal happy daaroor en almal is dit, maar daar is maar 'n oploop van emosietjies en lekker dinge. En ons kunstenaars wat ons hierdie jaar het, is ons regtig baie entoesiasties oor. So Vrydag het ons vir Andre G hierso, wat gaan sing saam met Jaco Sekelbos. En dan is ook 'n late night shopping mall. En dan nou wonder almal waar is die mall in Belfort. Die mall is die skool. So hulle begin in die saal en omdat dit ook nou 70 jaar die Unie is, kan die ouens sommer sien hoe lyk die skool, want elke klas gaan stalletjies hê en dan beweeg hulle deur na die food court jaar toe waar daar die heerlikste, ek dink daar's 30 verskillende stalletjies wat kosse voorsien. In totaal saam met ons ander stalletjies dink ek daar so in die 70 stalletjies en waar dan hulle gaan lekker koffie hê en daar's 'n koffieshop, daar's enigiets wat jy aan kan dink is daarso. En dan die Saterdag in die food court yard gaan Just Jameson van die oggend 10:00 tot 4:00 die middag. Dan skuif ons na die B-veld toe. Nou kom ons na die B-veld toe skuif is want die A-veld was 70 jaar terug nie daar nie. So die B-veld was ons hoofstadion gewees. En dis ook baie meer kosher of baie meer bymekaar en dat alles die food court daar sien met die B-veld langs mekaar. En dan gaan ons daar heerlik wees. So ons het tans 22 VIP tafels wat elkeen omtrent 5000 betaal het, baie meer betaal. En jy betaal jou R150. Ja, en kom geniet dit. Ons het die Vrydag natuurlik 'n kaas en wyn saam met Kwagga Labouche. Wynkelders, dis R250 'n kaartjie en dit is van 5:00 die middag tot 10:00 die aand. Ons gaan heerlik kaas en wyn proe, daar gaan heerlike snacks wees. Dis 'n formele ding, so ek weet nie hoe gaan die boere hier opdaag nie. Die een sê ons vir my dan daag hy nie op nie. Sê sy vrou vir my, hy sal bietjie klas kry deur die week, jy weet. So kom kyk, kom geniet dit en dan ja, die Sondag het ons 'n dankseggingsdiens met Leon Ferreira waar hy gaan vir ons net letterlik ons sê dankie vir 70 jaar se blessings wat ons gehad het. En ons hoofkunstenaar die Saterdag aand wat ek nou vergeet het is Gerrit Stein en dan goed band, great band. Maar kom asseblief en kom geniet die aand en die Sondag is gratis vir die hele gemeenskap.
En die ander, die Vat Vas Orkes het ek vergeet, wat al 2 of 3 Gumas gewen het. Hulle is ook wat na Gerrit Steyn ook gaan optree. Ons het nie 'n dansbaan nie, maar ons gaan die gras lekker plat dans en die aand geniet. Mense, ons is regtig 'n klein plattelandse skooltjie, nie in die tyd toe julle nog 750 net in die hoërskool was nie. Maar ons is trots op ons skool. Ek is flippend trots op my skool en ek loop breëbors in die dorp rond om te wees die hoof en almal wat ons sien en elke onderwyser. Maar ons nooi julle almal uit, van die BL, van die onderwysers. Daar's ouens van Nieu-Seeland, Australië wat kom, ouens uit Engeland wat selfs kom. Daar is intenieel iemand van Amerika wat gesê het hulle het 'n kaartjie 'n week vroeër gemaak om te kom kuier. So kom, geniet dit saam met ons. Kom kyk wat ons aanvang en as jy dink ons vang nonsens aan, kom sê vir my. Ek gaan dit met 'n knippie sout vat en maar ek sal dit ook op my hart vat. Laat ons dit verbeter wat verkeerd is, maar ons is trots op ons skool. Kom wees deel daarvan. Julle het dit gebou sodat ons hier kan wees.